Goeiemôre, welkom by nog 'n wonderlike oggend saam met Flowering Almond in ons 21 dae uitdaging. Nou, net om te recap, hoekom 21 dae? 21 dae is nodig om gedagtepatrone te verander en nuwe gewoontes te kweek. Sit ons nou al uit baie wetenskaplike navorsing uitgeleer. So hierdie 21 dae is daar om jou te laat verdiep in jou verhouding met Jesus, om tyd op sy te sit, om te groei in sy woord, tyd op sy te sit, om hierdie podcast te luister, om self Bybelstudie te doen, en dan bietjie dieper te delf, en te kyk, waar is dit? Waar daai areas is, wat maak dat ek nie kan groei nie, maak dat ek nie kan vasstaan nie. So ek vertrou dat na hierdie 21 dae, wanneer jy klaar deur hierdie hele podcast reeks is, dat jy sal kan groei en kan staande bly en kan vashou in dit wat geleer is. Nou ja, gister het ons baie diep gedelf, nee? Gister het ons gepraat oor wat dit is om 'n choppie te wees en wat dit is om 'n eiertjie te wees. So nie een van ons wil 'n eier wees nie, nee. So 'n choppie is om werklik jou lewe te gee soos 'n skapie, en dit is wat Jesus van ons verwag, om ons alles vir hom te gee, nie net kompromieë te sluit nie, maar om op te staan vir waarheid, want wanneer ons kompromieë sluit, steel dit soveel van ons, dit steel ons roeping, dit steel ons vrede, dit steel ons vreugde, dit steel ons getuienis, sodat dit wat ons sê nie meer geloofwaardig is nie. Nou vandag gesels ons oor afgodediens, hedendaagse afgodediens. En voordat ek wegspring in die woord in, weet julle, soos altyd, kom ons sluit ons oë en ons raak net vir 'n oomblik stil en kry ons gedagtes op Jesus gefokus. Here Jesus, baie dankie vir nog 'n dag dat ons tyd in die woord kan spandeer, meer van U kan leer, dieper kan groei, nader aan U kan trek. Here, ek kom bid vir elke persoon wat vandag luister en ingeskakel is, om in hierdie oomblik werklik U stem te hoor, U salwing van die Heilige Gees te beleef. Here, ek kom bid dat U elke persoon se ore nou sal kom salf, Here Jesus, om te kan hoor wat U wil sê. Here Jesus, kom maak hulle gedagtes nou stil, sodat hulle kan hoor en rustig raak en weet wat U praat. Here, elke gees van veroordeling wat teen hulle opstaan, Here, kom bind ek nou in die naam van Jesus Christus, en ek kom vra, Here, dat dit wat gespreek word, sal lei tot oortuiging, Here, en verdieping, en nie tot veroordeling nie. Here, ek kom bid en vra dat U my nou sal gebruik as 'n vaardige instrument in U hand. Here, dat elke persoon verby my as mens sal kyk, maar U stem sal hoor. Gebruik my tong en die woorde wat ek sê, Here, om U te verheerlik, en dat niks wat uit my mond uitkom, nie sal wees wat uit U hart uitkom nie. Ek kom bid vir hierdie boodskap, en ek kom bid vir ons harte om voorberei te wees. In Jesus se naam alleen, amen. Goed julle, so gister het ek en my gesin so 'n bietjie gaan stap, en by die plek waar ons gaan stap het, is daar kunswerke, so daar is so groot, lewensgroot beelde wat uit klippe gemaak is, uit staal gemaak is, en so sê my seentjie, nee, kyk hierdie verskriklike beelde, en ek weet hoe duidelik wat hy dink, en ek kan vir hom sê, nee, hierdie is kunswerke, hierdie is nie afgode soos wat mense bid voor hierdie standbeelde en dit aanbid nie, dit is net kunswerke, dit is ietsie anders. En toe hy nou so met my praat, en so heeltemal disgusted is, in die feit dat dit afgodebeelde in sy oë is, toe besef ek, maar hier leer ek iets uit sy hartjie uit, om heeltemal gewaag te wees vir afgodediens, maar dit waag nie altyd ons meer nie. En hoekom ek so sê, afgode is nie soos in die Bybelse tyd, of in die oosterse lande noodwendig, in ons westerse samelewing nie. Afgode is baie, baie subtiel, ingeweef. So 'n afgod is enige iets wat ons belangriker ag, meer tyd aan spandeer en meer gefokus op is as Jesus Christus. So dis een van sy eerste gebooie, is om te sê, ek is die Here jou God, en daar's geen gode anders as ek nie. Die tweede gebod is, moenie vir julle beelde maak en voor dit buig nie. Nou daar's ander goedjies wat gemaak is en wat deel van ons samelewing is, wat maak dat ons voor dit buig en dit belangriker ag, en ons gaan vandag daarop fokus. Ek gaan net eers vir ons sleutelvers vir vandag lees. So ons sleutelvers is Eksodus 20 vers 3. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dis die punt, dis wat die Here sê. Geen ander afgode nie. So 'n afgod, het ek hierso geskryf, is enigiets wat my liefde, vertroue of my gehoorsaamheid van God aftrek.
So dit is enige iets wat die plek van God inneem, enige iets wat ek belangriker ag as God self. So die eerste enetjie waarna ons gaan kyk, is ons self, nee, so hier sit ek so beeltjie, nee, so ek het hom in die vorm van 'n beeltjie, so en julle gaan 'n klomp trofee sien, want 'n trofee is ietsie wat ek belangrik ag, nee, so hierdie is self. So wanneer ek my eie belange, my comfort, my gemak, dit wat my laat goed voel, as ek dit belangriker stel, as God self, dan is ek self 'n afgod, bo die Here my God, nee, so ek kies myself bo hom. Goed, en dan, elke keer wanneer ek kies om nie Jesus te volg nie, om nie sy woord te volg nie, om ongehoorsaam te wees, en eerder te doen wat ek wil, myselfsug, dan is ek besig met afgodediens. Ek is besig om myself belangriker te ag as die Here my God, nee, so dis die eerste ene wat ons so maklik in kan vasgevang raak, is ons self. En ek gaan nou 'n klomp vir julle noem en 'n klomp wys, en daar's baie ander ook, maar terwyl ek dit so vir julle wys en bespreek, wil ek hê jy moet regtig jou gedagtes op Jesus rig. Vra hom, Here, waar het afgodediens in my hart ingekom? Waar het ek standbeelde wat nie gesien kan word met die blote oog nie, maar waar het ek standbeelde begin oprig en begin aanbid bo U? So die eerste een is self, en die skrif wat daar so saamgaan is Lukas 9 vers 23. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem. So baie keer wil ons nie ons kruis opneem nie, nee, ons wil maar net die lekker hê. Dit moet met ons goed gaan. En dan die volgende ene wat ek eet, nou moet ek iets soek waar hy. Ek het hom in 'n klein trofeetjie gesit, maar hy's eintlik een van die grootes, nee. Dit is geld en sekuriteit. Dit is om mammon te dien. Nou jy sê vir my sê, ag nee, weet jy, geld is nie vir my belangrik nie. Ek aanbid nie geld nie. Julle, dit kan so fyn en so maklik inkom. My sekuriteit, nee, om eerder my eie gemak te wil hê, veilig te voel, nee, hierdie is my geld, ek raak nie daaraan nie. Wanneer die Here vir jou sê, saai, sê nou maar in 'n bediening in, saai in 'n sendeling se lewe in, en dan sê ek, nee, hierdie is my geld, ek moet spaar, daar's nog baie goeders wat ek moet doen hierdie maand, baie onkostes wat ek moet aangaan, dan ag ek mos my geld as myne, nee, dan vind ek sekuriteit in dit. En dan kan geld ook vir ons so groot afgod raak, dat ek kan my geluk baseer op dit. So ek sê, as ek maar net soveel geld gehad het, dan sal ek nou gelukkig wees het, dan sal ek nou hierdie gedoen het en daardie gedoen het. En ek begin vas te kyk en ek begin ander met baie geld se geld begeer. Wanneer ek my geld so hoog ag, dat ek met sekere mense nie meer vereenselwig nie, wanneer ek net sekere karre wil ry, of in 'n sekere buurt wil bly, en ek hou my hart hoog geag teenoor ander, dan het geld vir my afgod geraak. So dan is dit die tweede ene is het dan plek in my lewe gekry. En ek gaan hierso vir julle lees, die skrif wat saam met dit nou gaan. 1 Timoteus 6 vers 10, die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Matteus 6 vers 24, julle kan nie God en mammon dien nie. Nou as jou vrede en jou vreugde bepaal word deur jou bankrekening, so wanneer jou bankrekening leeg is, wanneer jy dalk skuld het, en dan is jy sielsongelukkig, dan is geld jou afgod. So, en as jy alles sal doen om nog meer geld te kry, jy sal jou stilte tyd op sy stoot, jy sal nie meer kerk toe gaan nie, jy sal nie meer tyd hê vir ander mense nie, dan, en net om nog geld te kry, nog ryker te word, dan is dit jou afgod. As dit alles waarna jy kan dink, hoe kan ek nog meer geld maak? En al jou tyd wat jy insit, is om daardie denke of kos te gee, dan is dit 'n afgod. Goed, die derde ene, is jou familie, jou verhoudings en jou mense, so hierso het ek kom. En by hom het ek dan nou nog 'n trofee bygesit, en dit is jou vriende, so jou familie, jou vriende, en dan het ek hierso ook nog enetjie, wat sommer 'n lekker groot trofee is jou kinders, nee. So hulle gaan almal, jou familie, jou vriende, jou kinders, dit is almal saam met daai verhoudings, wat ons 'n afgod maak. En dit is vir die meeste van ons 'n moeilike bitterpil om te sluk, nee. Wanneer ek as ouer
my kinders belangriker ag as Jesus Christus, is my kinders 'n afgod. As my kinders my eerste prioriteit permanent is, en nie Jesus Christus nie, is my kinders 'n afgod. So, kom ek verduidelik so. Ek kom in soveel gesprekke, en dis nie om te oordeel nie, maar gereeld, wat ek met vriendinne praat, en mense van buite praat, en wat ek self ook sê, en waar ek myself betrap, waar my kinders 'n afgod geword het, is om te sê, ja, ek ry net op en af my kinders, ons is so besig met huiswerk, ons is so besig met aktiwiteite, ons is besig, en ek kom by niks uit nie, ek kom nie by stilte tyd uit nie, ek kom nie daarby uit om die woord te lees nie, want ek is so besig met my kinders se aktiwiteite, om hulle daar te kry, om hulle te help, om hulle te ondersteun. Julle dan het my kinders en hulle prestasies en hulle aktiwiteite 'n afgod in my hart geword, nee, en 'n afgod in my lewe geword. Want as ek eerder nog 'n aktiwiteit vir my kind sal betaal, as om, sê nou maar my 10de te gee, of as om tyd in die woord te spandeer, of om vroeër op te staan in gebed, of om tyd saam met my kinders in die woord te spandeer, om vir hulle te leer bid, vir hulle die woord te leer. As ek so besig geraak het met hulle, ek wil eintlik sê hulle babbel, nee, hulle prestasies, hulle vooruitgang, en ons almal trap in daai slaggat. Ek is hierso 100% ook skuldig, soveel keer, dat my kinders se welstand, en hoe dit met hulle gaan, hoe dit met hulle akademies gaan, hoe dit met hulle op sportgebied, op kultuurgebied gaan, dat dit vir my afgod raak, want dit raak vir my belangriker as tyd in die woord, tyd in gebed, tyd saam met my kinders se gebed, maar ook vir my as self, want ek is so moeg in die aande, dat ek nie lus het om stilte tyd te spandeer nie, ek is net te moeg, my kinders is net te moeg. So dis wanneer dit 'n afgod word, wanneer jou kinders en hulle aktiwiteite afgod word, jou huwelik, wanneer jy eerder jou man of jou vrou sal tevrede stel, al gaan dit teen die woord, wat die woord sê nou maar, daar's iets wat jou eggenoot wil hê, jy moet deelneem en moet deel hê, en dit stem nie ooreen met die woord nie, en ek wil liewerste my eggenoot gelukkig maak, dan is my eggenoot vir my 'n afgod, want ek het eerstens, is ek gehoorsaam aan die woord van God, want die Here, my God, is die enigste God, nie my eggenoot nie. So, selfs om meer tyd en energie in jou huwelik in te sit. Onthou, ek sê nie, jy moet tyd in jou huwelik insit. Jy moet tyd in jou kinders insit. Jy moet tyd in jou verhouding met jou man of vrou insit en tyd uitkoop. Maar wanneer hulle vir jou belangriker is en jy jou vreugde en jou energie uit jou eggenoot uitput en nie meer by Jesus kry nie, dan is jou eggenoot 'n afgod. So ek verduidelik so, as ek nie meer my vrede en my vreugde by Jesus se voete kan kry nie, en ek gaan net na my man toe om my vol te maak. Onthou, hy is 'n mens, hy kan my net tot so mate, kan hy my ondersteun en my help. Maar hy is nie die bron van lewende water nie, Dan is ek besig om hom te verafgod. Maar wanneer ek na Jesus toe gaan en ek spandeer tyd by hom en ek maak vol by hom en ek kry lewende water en ek gaan dan na my eggenoot toe, dan kan ek mos vir hom of vir haar dan ook van daai lewende water gee en kan ons 'n span wees wat saamwerk en mekaar opbou en ondersteun. Ek kan nie op my man net staat maak of my vrou net staat maak om my vol te maak en my te dra, en as daai persoon, en dis wat ek wil sê, wanneer daai persoon leeg is en hulle kan dit dan nie doen nie, is ons teleurgesteld in hulle en ons is kwaad en dan vind ons weer iets anders of iemand anders om ons vol te maak. Dan raak daai persoon ook vir ons 'n afgod. Dieselfde is met ons ouers. As ons ouers verafgod, as ons vriende, as jou vriende vir jou belangriker is as die Here, nee, ons kom weer by daai compromises van gister. As ek eerder my vriende sal wil tevrede stel en gelukkig hou en keuses maak wat om hulle draai en nie keuses maak wat om die Here draai nie, dan is ek besig om my vriende te verafgod. Dit is my so mooi, die Israeliete of die Jode het 'n gewoonte waar hulle oralste op hulle ringe, in hulle huise, op skilderye, hulle bind touwtjies in hulle halsband, aan hulle arms, nee, hulle dra halsbande waarop staan die Here jou God is die enigste God. You must love the God your God, is the only God, nee, en hulle sê dit oor en oor en oralste leer hulle dit vir mekaar, vir hulle kinders,
en hulle huisgesinne. Dit is die heeltyd wat uitgespreek word. So ernstig en na in hulle harte lê dit vir hulle. En dit is so het vir ons ook moet wees, is om dit aan ons vas te maak, om onsself konstant te herinner. Ek kan nie my verhoudings bo Jesus kies nie. My verhouding met hom kom eerste. En partykeer gaan dit dalk moeilike keuses van ons vat om sekere goed te verminder, vir sekere goed nee te sê. Onthou ek het vroeër met julle gesels oor, ons kan nee sê vir sekere goed. Goed wat in die plek kom en naderhand ons laat goed voel oor onsself en status raak en dat ek is 'n goeie vriendin. En almal se oë is ek 'n goeie vriendin. Ek drink saam met almal koffie. Ek het tyd vir koffie saam met almal, maar ek het nie tyd om self vol te word by Jesus nie. Ek spandeer my tyd in daai vriendskappe net, maar ek spandeer nie my tyd in my geestelike welstand nie. Dan is my vriende besig om een van daai trofees, een van daai beelde in my lewe te word. Goed, so Lukas 14 vers 26 het 'n harde skrif en dis Jesus self wat praat wat sê: as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder nie, selfs sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Nou, hoor mooi, hy sê nie met jou ma en jou pa, jou vader en jou moeder haat nie, dis nie die konteks van dit is nie. Dit gaan oor, as jy mooi die konteks gaan lees, jy kies hulle bo Jesus Christus. Jy gaan liewer hulle aanhang as die Here. Dan is dit waar jy verkeerd kies, nê? En soveel mense sal baie keer en jong kinders sal hulle ouers wil tevrede stel en dan nie die Here volg nie, want hulle ouers volg nie die Here nie. Dan is hulle ouers 'n afgod, nê? Ons moet kies tussen wie ons God is, nê? Is dit ons verhoudings of is dit God self? Goed, die volgende enetjie het ek hierso gemak, tydverdryf en hierso is maar nou 'n lekker groot een, nê? Ons tydverdryf. Waaraan spandeer ons tyd? Waar vind ons comfort? Wat laat ons gemaklik voel? Wat is nou vir ons so lekker, nê? Al daai lekker dinge. Ons TV kyk, ons selfoon gebruik, ons sosiale media, want ek ontspan. Ek het hard gewerk, jy weet, ek verdien om te ontspan. Ek verdien om ure op die TV te lê en stories te kyk. Ek verdien hierdie ding en daai ding. So, hoor mooi, dit is nie goed wat op sigself sleg is nie. Dis goed wat naderhand so plek kry in jou hart, dat dit so 'n groot standbeeld in jou lewe word. Dat dit groter word as wat God in jou lewe is. Alright, so, ek gaan vir julle die skrif hierso lees. Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Let goed op hoe julle lewe. Gebruik die tyd goed, want die dae is boos. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Nou julle, as ek nie tyd het, in my tyd verdryf om stil te word, saam met God en te weet dat hy God is en hom te soek nie. En ek spandeer my tyd verdryf en om my emmertjie vol te maak, net aan dinge wat vir my vlees lekker is, dan raak daai dinge vir my afgodediens, nê? Enige iets op die einde van die dag wat meer tyd en energie en gehoorsaamheid van my vat, raak afgodediens. Die volgende enetjie is prestasie en sukses. So hierso het ek nou 'n groot ene, want dit laat my mos nou lekker voel, nê? Is om beter te raak en myself te verbeter in my werk, my kinders se prestasies, my man se prestasies, my familie se prestasies, my vriendekring waarin ek is, staan bekend as 'n suksesvolle vriendekring. Julle, dan is ek ook besig met afgodediens, wanneer dit vir my so belangrik word, wanneer ek dit najag met alles in my, al my tyd en al my energie, spandeer ek om nog 'n volgende prestasie te bereik, 'n volgende sukses te bereik. En dit begin my identiteit te word. Ek het op 'n tyd 'n vriendin gehad wat 'n aanbiddingsleier in die kerk was, en sy moes op 'n tyd het sy gesê, sy onttrek, sy gaan nie verder mee aanbidding lei nie, want wanneer sy aanbidding lei, dit vir haar 'n afgod begin word, nee? So sy het suksesvol geword daarin, en mense het haar al hoe meer begin komplimenteer, en naderhand het dit al hoe meer, hierdie sukses wat sy selfs in die kerk bereik het, wat half op 'n pedestal begin sit het, nee? Was nie meer goed vir haar nie, dit het kom steel by haar verhouding met die Here, so sy het selfs vir dit gesê, nee, ek stop nou eers,
want ek wil nie hê dit moet kom steel by my verhouding met die Here nie. Ek wil nie hê dit moet 'n afgod in my lewe word. Dat ek soveel tyd spandeer, want dit is presies wat sy gesê het. Sy spandeer soveel tyd om te gaan oefen en voorberei te wees en reg te wees en mooi te wees op die verhoog, dat sy ernstig langs die pad het gemis het om tyd saam met die Here te spandeer. En weer eens onthou, ek sê nie as jy aanbiddingsleier is of ernstig met mense die evangelie deel of op 'n pedestal is, dat dit verkeerd is nie, maar wanneer jy sukses proe en dit joune vat en jy wil dit net nog hê, jy kryf dit, dis al wat jy wil hê. Jy gaan meer en meer en meer doen vir daai aansien en vir daai eer. Dan is dit mos besig om 'n afgod in jou lewe te word. En ek moes vir baie lank, moes ek in my lewe ook gaan ondersoek, wanneer ek presteer in iets, doen ek dit om die Here te eer, omdat hy guns op my uitstort, of doen ek dit om my eie identiteit te vorm, om goed oor myself te voel? Wat is die intensie van my hart? En ek kon op 'n punt kom waar die Here my kon vrymaak vir die intensie was om my identiteit in dit te vorm, dat Jesus my identiteit geword het. En daarna kon ek beleef, die Here het regtig sukses laat volg, want dit het nie meer oor mylig gegaan nie. Dit het gegaan oor sy koninkryk, geleenthede om eer aan hom te bring. So, daar is 'n fyn lyn om te kyk, wanneer is daar selfsug daarin? So afgodediens gaan vir my baie oor selfsug, nee, oor my vlees, my behoeftes. Goed, Markus 8 vers 36 sê, wat baat dit as mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel lei hy skade? Julle, so, daai sukses en daai prestasie kan selfs deurgetrek word na geestelike dinge toe. So om die hele wêreld te wen, maar jy verloor jou innerlike vrede en jou verhouding met Jesus Christus, jou intimiteit met hom, dan is dit ook tot niet, want dan gaan jy verlore. Filippense 3 vers 7 tot 8, dan sê Paulus daar, ek ag alles as waardeloos in vergelyking met die kennis van Christus. So hoekom soek ons ander gode? Ons soek ander gode, ons soek sukses en prestasie en soveel ander van hierdie wat ek genoem het, omdat God nie meer vir ons genoeg is nie. Ons soek meer. Ons put nie meer vreugde uit daai lewende water nie. Ons soek bietjie comfort vir ons vlees, nie. Goed, dan die volgende enetjie wat ek hierso het ek nou almal genoem, is stokperdjies, dis die laaste een, is my stokperdjies. So dit kom terug by tydverdryf, nee, maar hierdie enetjie lyk goed, want dit is goed om stokperdjies te hê, dit is goed om talente te hê. So vir my, ek is lief vir verf en kuns doen, en dan is ek lief vir hardloop, nee, vir oefen. En ek het op 'n tyd, na 'n kniebesering, moes ek stilrig gaan kyk het, en besef het, dat hardloop 'n afgod in my lewe geword het. Ek sal veel eerder vroeg opstaan, om te gaan oefen, en dit laat my goed voel, ek lyk goed gebou op daai stadium, ek voel gesond, mense respekteer jou, want jy lewe 'n gesonde leefstyl, so daar's 'n klomp goetertjies, nee, wat alles mooi en wonderlik is, maar toe my knie beseer geword het, het ek daar besef, maar hierdie goetertjies het my identiteit begin bou. Hardloop het my identiteit geword, en dit het my fokus geword, dit het al my tyd gevat, al my energie gevat, en al my gehoorsaamheid gevat. So toe het ek op 'n punt gekom, waar ek dankbaar was vir hierdie besering, want ek kon stil word, en besef, ek kan nie so aangaan nie, ek kan nie hardloop as my afgod hê nie. En van daar af het ek weer begin hardloop, maar hardloop is nie nou meer my afgod nie. Dit is my belangriker om tyd saam met die Here te hê. So wanneer ek hardloop, is dit my gebedstyd, ek luister aanbiddingsmusiek, ek getuig teenoor die mense wat saam met my hardloop, dit gaan nie meer om eer te kry vir myself nie. Hardloop gaan nou vir my, om die Here te eer met my bene, met my liggaam, om gesond te leef, om aan hom eer te gee vir elke kilometer wat ek hardloop. Dis nie meer vir my prestasie georiënteerd, wat is my volgende prestasie? Julle hoor, ek. So afgodediens gaan oor ek, nee. Dit gaan nie meer daaroor nie. En net soos dit wanneer ek kuns doen, kuns is vir my wonderlik, wanneer ek sit vir my aanbiddingsmusiek aan, en ek geniet hierdie stokperdjies saam met die Here. Daar's van julle wat dalk crossfit, daar's van julle wat dalk jag, of boogskiet, of motorfietsry, visvang, ag, daar's soveel stokperdjies. Maar wanneer ons daai stokperdjie
nie vir afgod en ons alles maak nie. En ons gebruik hierdie stokperdjie eintlik meer tot eer van die koninkryk. Dan kan hierdie stokperdjie iets moois na vore bring en dan word dit nie 'n afgod nie. So dis klein draadjies, nê, wat so ingeweef word waar afgodediens kan inkom, waar ons hart moet ondersoek. So ek wil jou vandag vra, selfs jou eetgewoontes, eet jy gesond om jou liggaam te eer, want dit is 'n tempel van die Heilige Gees en jy is gehoorsaam aan die Here om jou tempel op te pas? Of gaan dit oor, ek wil goed lyk, ek wil mooi lyk, ek wil mooi my klere wees, ek wil mense met my komplimenteer. Hoor julle, daar's die heeltyd so fyn lyn van ek. Die oomblik wanneer dit kom breek oor ons, en wanneer ons die Here toelaat om hierdie hart wat agter afgode aan is, nee, onthou, ons is nie die eerstes nie, afgodediens kom al van jare af. Afgodediens is nog altyd daar, dis kom die Here in die 10 gebooie, is die eerste 2 goed waarteen hy waarsku. En al die ander goeders volgens die 10 gebooie wat volg, is baie gebaseer op self en afgodediens. So dis nog altyd daar. So ons kan nie sê, nee, ek is onskuldig nie. Julle, ons elkeen val vas in afgodediens. Maar wat ons kan doen is ons harte weer te humble vir die Here, nee, nederig te raak voor hom en te sê, Here, kom deursoek my hart, kom deurgrond my. Kyk, soos wat Dawid gesê het, of daar nie 'n verkeerde weg in my hart en in my leefwyse is nie. En dan kom die Heilige Gees en hy kom wys vir ons. En dan is dit daar waar ons moet sê, Here, kom help my. Kom gee vir my die krag om hierdie te draai, om dit anders te doen. So wanneer ek sekere goed uit my lewe uit moet sny, van sekere goed moet vas, dan is dit ook goed. So môre gaan ons bietjie praat oor vas, en ons gaan nie praat oor vas net soos wat ons ken, die Daniel vas of kos vas nie. Ons gaan praat oor vas van dit wat my vreugde steel, vas van die dinge wat my vashou. Want dis daai dinge wat my vashou, wat so maklik 'n afgod kan raak. So mag die Here julle vandag seën, mag julle 'n wonderlike dag hê, en mag julle soos al hierdie trofeetjies wat plek vat, mag julle 'n bietjie gaan ondersoek en gaan neerskryf en in julle joernale gaan skryf, wat is daai dinge wat kom plek vat het, en dan gaan soek jy skrif wat ondersteun, hoekom moet hierdie ding nie plek vat nie, en dan gaan bid jy daaroor. So mag julle vrykom saam met my van die afgode in ons lewens. Tot ons weer môre gesels.